Wie van julle onthou nog die Asterix strokiesverhale? Nou, ek dink dit wys 'n bietjie ons ouderdom. Ek weet nie of jy nog dit enigstens vandag kry nie. Ek weet net, dit was vir my een van daardie iets wat jy lees wat vir mense regtig geamuseer het en vasgevang het. Nou was 'n karakter, Obelix. En Obelix, as jy hom beskryf, het uitgelyk soos 'n faaitjie. Hy was hierdie joviale persoon, hy was hierdie karakter wat regtig 'n sagmoedige persoon was. En dink almal het gehou van Obelix. Dis nou behalwe die Romeine. Want Obelix, so nice as wat hy was met sy eie mense, so aggressief kon hy wees teenoor die Romeine. En kyk, as jy net vir Asterix of vir Obelix gesê het, daar's 'n Romein naby, dan was hy dadelik opgewonde, gereed om hom te gaan terroriseer. As daar 'n klomp Romeine was, dan was Asterix omtrent opgewonde geweest, want dan het hy nou 'n klomp Romeine gehad om te gaan terroriseer. Dit was sy passie geweest. En daar's 'n karakter in die Bybel wat vir my baie aan Obelix laat dink. En al is dit net hierdie een ding, dat hy 'n passie gehad het vir iets, waarvoor hy gegaan het. En vir hom was dit om reëse te gaan jag. Vir hom was dit om 'n droom wat hy gehad het te gaan vervul, en dit was om 'n sekere gebied in Israel te gaan bewoon, en dit is bergland. En hy wil dit gaan tem. Hy wil dit hê as sy eie. Dit is 'n storieetjie wat so afspeel wanneer Israel die beloofde land binne gaan. En net voordat hulle die beloofde land binne gaan, stuur hulle hierdie verkenners uit om die land te gaan verken, te ontdek en terug te kom en vir die mense te sê wat wag op hulle. En miskien onthou jy die storie. En kom ons lees so 'n bietjie die woord van die Here daaroor, maar voor ons dit doen, kom ons besin net gou 'n bietjie. Jy weet, vir baie jare het die samelewing van mense verwag om af te tree wanneer jy 'n sekere ouderdom bereik. Daar's sekere werke wat nog steeds van 'n mens verwag as jy 65 is, of wat ook al die ouderdom is, dan moet jy aftree. Nou in Australië en Nieu-Seeland is aftrede nie verpligtend nie, maar waarheid is baie mense werk lank nadat hulle kon afgetree het, kon pensioen begin kry het. Nou, ekonomiese redes speel 'n baie groot rol daarin. Nie almal kan aftree nie. Ek is een van daai wat nie kan aftree nie. Maar die boodskap vir baie mense oor baie jare was, dis tyd om af te skaal. Jy weet, laat die jonger generasie die leiersels oorneem. Geniet 'n rustige lewe as 'n bejaarde. Die vraag, en ek wil 'n bietjie oor gesels met jou, moet ons, nou praat ek met myself, en ek weet ek praat met 'n baie groot persentasie van mense wat gereeld luister na my, moet ons terugstaan net omdat ons oud geword het, soort van oorbodig is, aan een kant geskuif word. En hier is 'n belangrike beginsel, as God meet nie jou bruikbaarheid volgens jou ouderdom nie. Kom ek sê dit gou weer. God meet nie jou bruikbaarheid volgens jou ouderdom nie. Ja, die mense om jou kan dalk, die samelewing kan dalk. God meet jou bruikbaarheid volgens jou geloof en jou gehoorsaamheid. God meet jou bruikbaarheid in sy hand en in die werk wat jy doen, volgens jou geloof en daardie gehoorsaamheid wat jy aan die dag lê. En dis waar Caleb vir my so 'n mooi voorbeeld is. Dis iemand wat geweier het omdat hy oud was, eenkant geskuif te word. Ons lees gou 'n bietjie, en jy is welkom saam met te lees die volgende vertaling wat jy ook al volg. Ek gebruik die Afrikaans 2020 vertaling. Dis Numeri hoofstuk 14 en nou sê vers 24. En dis wat die Here sê oor hom. Maar wat my diensknegt Caleb betref, omdat hy 'n ander gees openbaar het en my met volharding gevolg het, sal ek hom inbring in die land waarheen hy gekom het. Sy nageslag sal dit in besit neem.
So, net om jou 'n bietjie konteks te gee, die Israeliete is op pad vanuit Egipte, is hulle deur die woestyn, hulle is op die grens van die beloofde land, hulle hierdie verspieders, hierdie spioene ingestuur om die land te verken, en hulle kom terug en hulle kom sê wat hulle gesien het. 10 van hulle se boodskap is een stuk ongeloof, en dan is daar 2, Josua en Caleb, wat met geloof terugkom. Numeri 13, daar verse 27 tot 33, hulle het vir Moses vertel en gesê, ons het in die land aangekom waarheen U ons gestuur het. En verder, dit is 'n land wat oorloop van melk en honing, en hier is van die land se vrugte. Die volk wat in die land woon is egter baie sterk. Die stede is versterk en dis baie groot. Ons het ook die afstammelinge van die Enakite daar gesien, en hulle was bekend as reuse. Ons het die afstammelinge van die reuse gesien. Hierdie mense is enorm groot. Die Amalekite woon in die suidland. Daar's die Hetiete, die Jebusiete en die Amoriete, hulle woon in die bergwêreld, terwyl die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan woon. Dis nou al hierdie heidense nasies wat daar is. Maar Caleb het die mense by Moses stil gemaak. Hy het gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan sonder twyfel die oorhand kry daaroor. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen daardie volk uittrek nie, want hulle is sterker as ons. Hulle het onder die Israeliete gerig versprei oor die land wat hulle verken het. Die land wat deur ons getrek het om te verken, is 'n land wat sy inwoners vernietig. Al die mense wat ons daar gesien het, is groot manne. Daar het ons reuse gesien, die Enakiete stam uit die reuse. Ons was in ons eie oë soos koringkrieke. Ons was soos muggies in hulle oë, in hulle eie oë, ons is soos koringkrieke. In hulle oë soos muggies. Caleb verskil van die meerderheid. En nou, hy's in daardie stadium 40 jaar oud. Hy verklaar met geloof, ons kan dit beslis oorwin, Numeri 11 vers 30. Jy sien, Caleb se geloof, sy optimisme hier, sy vertrou is nie gebaseer op optimisme. Jy weet, ons dink positief, nie dinge gaan reg uitwerk vir ons nie. Dis 'n vertroue wat gebaseer is op die karakter van God. God het hierdie land vir ons beloof, God sal dit vir ons gee. Kom, ons gaan neem en besit wat die Here vir ons gegee het. Baie interessant, Caleb was nie eers 'n opregte Israeliet gewees nie. Hy was 'n Moabiet wat ingekom het in die volk van Israel. Sy naam beteken hond. Nou, ek is nie heeltemal seker, daar's nie sekere duidelikheid oor, jy weet, wat die konnotasie was daaraan nie. Dit klink vir ons nie na 'n baie vleiende beskrywing nie. Miskien was dit sy geaardheid gewees, jy weet, hy was soos een van daardie wilde honde. Ek moet nie dink aan 'n hond as 'n troeteldier in daai tyd nie, daar was nie so iets nie. Honde het buitekant wild rondgehardloop. Miskien was dit iets van sy geaardheid om vas te byt en vas te hou, om wild te wees. Ongeag dit, Caleb steur hom nie aan wat mense sê nie. Vir Caleb is dit belangrik wat God gesê het, en dis waaraan hy vashou. En die Here het gesê, ek gee die land vir julle, gaan neem dit in besit. Caleb sê, kom ons gaan doen dit, en die meerderheid sê, ons kan nie. Geloof word nie bewys in die oomblikke wanneer jy opgehemel word nie. Jy weet, dan praat mense maar net saam. Geloof word sigbaar wanneer jy God moet vertrou, word jy teëgestaan. Al gaan dit moeilik en daar's nie ander wat jou ondersteun nie. Dis wanneer jy jou geloof absoluut op die Here moet anker. Ongelukkig vir Caleb, omdat die meerderheid getwyfel het in God se vermoë om die land vir hulle te gee, moet hulle vir 'n verdere 40 jaar gaan rondtrek in die woestyn totdat daai die hele geslag uitgesterf het. So wanneer ons weer met Caleb kennis maak, is hy op die ouderdom van 85, is nou 45 jaar later. Wat het die lewe in die woestyn aan hierdie man gedoen? Het hy opgegee in hierdie droom om daardie stuk grond waarby sy hart gesit het,
om dit in besit te neem. Dis berglandskap. Dit beteken dis 'n harde werk om daardie gebied bewoonbaar te gaan maak. Nou, in daardie gebied is daar ook 'n stad met die naam van Hebron. En weet daar's ander volke waar daar bly, ander mense waar daar bly. Alles moet teruggewen word. Wat het die lewe in die woestyn in hom gedoen? Net sy geloof in die Here versterk. En op 85 kom hy en hy kom sê vir Josua in Josua 14 vers 12: Gee dan nou hierdie berggebied vir my, soos die Here daardie dag 45 jaar terug gesê het. Jy het in myself op daardie dag gehoor dat die Enakiete daar is met groot versterkte stede. Miskien, en dis maar net 'n hoflike manier om te sê dit sal so wees, is die Here met my, dan sal ek hulle verdryf soos die Here gesê het. Josua het hom geseën en Hebron aan Kaleb, die seun van Jefune, gegee as erfdeel. Daarom het Hebron die erfdeel geword van Kaleb, die seun van Jefune, van die familie van Kenas. Dit is vandag nog so. Want hy het die Here, die God van Israel, met volharding gevolg. Hier is die sleutel. Want hy het die Here, die God van Israel, met volharding gevolg. Die naam van Hebron was voorheen Kiriat Arba. Arba was die grootste onder die Enakiete, die grootste van hierdie reëse. Hier so hoor hierdie Josua 14 vers 12, gee dan nou hierdie berggebied vir my. Dis soos Obelix. Daar's Romeine, kom ons gaan vir hulle. Kaleb, daar's 'n berggebied, daar's reëse, kom ons gaan vir hulle. Kaleb was, hy het hom nie laat afskrik deur die probleme wat daar is. Dit was vir hom net 'n nuwe geleentheid, 'n nuwe deur wat oopgegaan het. Nou lees ons Josua 15 vers 14. Kaleb het die 3 Enakiete, die 3 reëse, Sesai, Achiman en Talmai, die kinders van Enak daar uitgedryf, uit Hebron uitgedryf. Hy het nie geskrik vir reëse nie, want God het dit beloof en ek is gereed, sê hy, om die land in besit te gaan neem, al is ek 85 jaar oud. Hy weet, geloof sien die probleem en herinterpreteer die probleem as 'n geleentheid. Ek weet nie wie dit gesê het nie, dit is maar iets wat ek ergens gehoor het en neergeskryf het. If you're a believer, you're a receiver. If you're a doubter, you do without her. En dis waar. Hierdie Kaleb vra nie vir 'n veilige aftrede, vir 'n gemaklike lewe, vir gerief vir die res van sy lewe wat hy nou nog op aarde gaan wees. Wie weet hoe lank hy nog daar gaan wees. Hy vra vir die bergland. Hy vra vir die gebied met die reëse. Hy vra vir die moeilikste gebied. En hy vra vir 'n stuk grond in 'n stad wat eintlik hulle erfenis, hulle familie-erfenis was. Jy weet sien, Hebron, in hierdie gebied wat hy wil hê, is waar Abraham, Sarai, Isak, Rebekka, Jakob begrawe is. Dis 'n stuk grond wat veronderstel is om na in hulle hart te wees, in die hand van die vyand. Dit het aan Abraham en sy nageslag behoort, want tussen het hulle dit verloor. Hulle moet dit gaan terugneem. Weet, in die wêreld kom en sê vir jou, wanneer jy 'n sekere ouderdom bereik, vat dit rustig. Miskien het jy ook begin inkoop en vir jouself gesê, vat dit nou rustig, weet jy, daar het gewerk jy hele lewe lank. Dis nie nodig om veel meer te doen nie. Dis nie 'n Bybelse beginsel nie. God kom en wil vir jou sê, ongeag wat jou ouderdom is, jy kan agterkom en preek vir myself ook, nee. Hier is nog 'n uitdaging vir jou. Jy sien die reëse wat Kaleb gesien het toe hy 40 jaar oud was, is nog daar toe hy 85 is. Ons lees daar Josua 14 vers 12 sê, julle het toegehoor dat daar Enakiete reëse was. Dis die realiteit. Is nog steeds die realiteit. Hy ontken nie die probleem nie. Hy erken daar's reëse. Hy erken daar's versterkte stede. Maar hy voeg hierdie een beslissende waarheid by. As die Here my help, sal ek hulle verdryf. Dis waarop hy staat maak. Sy vertroue is nie in sy eie krag, en hoe gesond hy is.
En ja, hy kon sê, ek is nog net so gesond soos wat ek was op 45, daar's op 40. Ek dink ek wonder, of hy enigeen van ons is wat dit kan sê. Nee, mens kom agter dat jou kragte afneem. Hierdie Caleb is vir my net hierdie inspirasie. Jy weet, sy ouderdom pla hom nie, sy ervaring is vir hom belangrik. Dit wat die Here gedoen het, dis wat my vertroue versterk. My vertroue neem nie af met die jaar nie, my geloof neem toe. My gehoorsaamheid aan die Here neem nie af nie, my toewyding aan die Here neem toe. Daar's so 'n mooi vers in 1 Tessalonisense 5 vers 24 en dis, hy wat julle roep is getrou, hy sal dit doen. En my vraag vir jou is, waarvoor het die Here jou geroep? Want jy is nie geroep om nutteloos deur die lewe te gaan tot jy jou laaste asem uitblaas nie. Om die waarheid te sê, en die woord sê vir ons so duidelik in Jakobus, weet, as die Here wil, die nuwere vertaling sê, die Here het gewil, sal ons lewe en sal ons dit en dit en dit en dit doen. Beteken, die Here het vir jou hierdie dag gegee, die Here het die asem in jou gegee vir hierdie dag. Ons lees in Daniël 5 dat ons asem in die Here se hand is. Dit beteken, God het gewil dat jy vandag sal leef en nog sal leef en elke dag op hierdie aarde, ongeag hoe oud jy is. En dat die Here werk vir jou het, dat die Here 'n nuwe droom in jou wil gee, as jy nie 'n droom het nie, of 'n ou droom wil gaan 'n nuwe lewe kry. Die vraag is, wat is daar wat die Here nuut maak in jou lewe? Nuwe dinge, nuwe deure wat oopgaan, nuwe geleenthede. En dis op geestelik gebied, dit is ook op enige ander terrein waar ons werk. Die Here werk vir jou. Die Here het iets wat jy kan doen, sodat jy nog 'n verskil kan maak vir die koninkryk van God, dat jy nog 'n verskil kan maak in mense se daaglikse lewens. Dit is vir my 'n voorreg in die oggend dat ek kan werk toe gaan. Ek werk as 'n kinderberader om met gesinne te werk, om met jong kinders te werk wat gedragsprobleme en emosionele probleme het en te kan beleef dat ek 'n verskil kan maak in mense se lewens. Daarom kan ek sê jy weet, as ek werk nog gaan in die oggend, dis vir my lekker om te gaan werk, want ek doen iets wat 'n verskil in mense se lewens maak. Die Here wil hê dat jy daardie punt bereik waar jy kan, al is jy oud, nog steeds iets positiefs kan bereik. Of jy nou 'n bidder is, as jy nie jou huis kan verlaat nie, dan bid jy, en jy bid die weerstand wat die vyand bied in mense se lewens, jy bid dit weg, jy bid die oorwinning oor hulle af. As dit is om mense te bemoedig, man, jy bel hulle, jy maak kontak deur internet, deur 'n e-pos op WhatsApp, hoe ook al. Maar daar's soveel vandag, die geleenthede vandag om 'n impak te maak op mense se lewens is soveel groter as in die verlede. Weet jy, jare terug moes jy stap na iemand. Partykeer moes jy met groot moeite of ten duurste 'n oproep maak. Vandag is dit soveel makliker. Nou, 'n klein foontjie wat jy het is die toestel wat die wêreld vir jou oopmaak, waardeur jy mense kan bedien, waar jy jou wysheid wat jy gekry het deur die jare met mense kan deel. Die vraag is nie hoe groot is die reuse in jou lewe. En heel waarskynlik is daar baie dinge wat jy kan sê, maar dis die rede hoekom ek nou nie kan aktief wees en dit wees en dat wees. Het gaan nie oor hoe groot die reuse is nie. Die vraag is, hoe groot is jou God en hoe getrou is jy aan jou God? Ek het 'n woord eintlik vir elke generasie, en die ouer geslag, jou tyd is nie verby nie. Weet jy kan optree met geestelike gesag, met 'n geloof wat gewortel is in God, wat die toets van die tyd deurstaan het. Jy staar jy nie blind teen probleme nie, jy sien dinge anders as die jonger generasie, want jy het die lewenswysheid. Jy het iets om te deel met jonger mense. Nou, iets wat ek in my werk beleef het, ek het met tieners gewerk tot so 'n jaar en 'n half terug. Nou werk ek met, jy weet, voorheen sou ons hulle jeugmisdadigers genoem het, ek sou probleem jong mense. Ek vra myself, wat is die raakpunte tussen my en hulle, want ons verskil
wêrelde van mekaar. Wat het ek om vir hulle te sê wat 'n verskil kan maak in hierdie mense se lewens? En weet wat gebeur? Hulle vra om met my te werk. Dink ek, hoekom? Kom ek sê eerlik, party van hulle is moeilik om mee te werk. Hoekom wil jy ek moet met jou praat? Die Here gee vir jou geleenthede om 'n verskil in mense se lewens te maak. Die feit dat jy oud is, beteken nie dat jy niks het om te deel met die jonger generasie nie. Inteendeel, jy het soveel meer om te kan deel. Jy weet, ek dink ons moet ook besef as senior mense, dat die jonger geslag bring ywer, hulle die krag, die lewenslus, die ouer geslag bring die bemoediging, bring die mentorskap. Ek dink, soveel mense het geestelike vaders en moeders nodig. Dit is so groot behoefte in die kerk vandag. Dit was my voorreg gewees om vir baie jare in die bediening te staan en as pastoor op te tree. Is 'n voorreg vandag wanneer ek kan belê in iemand anders op 'n geestelike vlak. Ek het soveel wat ek kan deel, omdat die Here dit in my belê het. Net so die geval met jou, wat het die Here alles aan jou geopenbaar? Wat is die groei wat in jou lewe plaasvind van dit wat jy kan gaan deel met ander mense? Ek het 'n woord aan die jonger geslag ook, en leer maar by Caleb, leer daardie volkome toewyding aan die Here, dis wat die verskil gemaak het in sy lewe. Leer daardie standvastige gehoorsaamheid aan God, leer sy dapper geloof. Kan ek ook dan net byvoeg, wees geduldig met die ouer generasie. Ons beweeg dalk stadiger as wat jy graag sou wil hê. Nou praat ek weer met myself, want jy partykeer stap jy met 'n klomp trappe op en daar's iemand wat voor jou is wat stadiger is omdat hulle oud is. Nou gewoonlik sou ek haastig gewees het. Deesdae is my tempo nou stadiger, so ek is miskien een van daardie stadiger mense al by die trappe. Miskien nie ek is. Wees geduldig met die persoon wat ouer is. Daar is sekere dinge wat gebeur, net sekere beperkings. Maar kom ek sê vir jy, baie om te leer by ouer mense. Jy sal onwys wees om nie te put uit die rykdom van ervaring en kennis wat 'n ouer persoon vir jou kan gee nie. Jou berg is nog daar. Die roeping van die Here op jou lewe is nog daar. Kan ek sê, pastoor, dominee, jy wat vir jare vir die Here gewerk het, en voel jy is eenkant toe geskuif, jou berg is nog daar. Jou droom, jou belofte wat aan die Here gemaak het om vir hom te werk, is nog steeds geldig. God het nog steeds werk vir jou. Miskien dink jy, maar my seisoen is verby. Caleb se antwoord vir jou sou gewees het, nee, as God het beloof het, dan staan dit nog steeds. Dis iets wat jy moet gaan uitmaak met die Here. Wat is die berg, wat is die ding wat jou verhinder om die bediening wat die Here in jou hart geplaas het te gaan uitleef? Om die gehoorsaamheid, die stap van gehoorsaamheid te neem, dit wat jy uitgestel het en uitgestel het en uitgestel het. Wat is die deurbraak waarvoor jy gebid het en opgehou bid het voor? Waarvoor jy weer die Here moet begin vertrou. Ek wil vir jou kom uitnooi vandag om te sê, Here, gee vir my hierdie berg. God meet nie jou bereikbaarheid volgens jou ouderdom nie, onthou, God meet dit volgens jou geloof en jou gehoorsaamheid. En na die dag maak ons die yskas oop en ons kyk so 'n bietjie na van die goed wat in die yskas is, en daar's yoghurt. En daar's 2 bakkies yoghurt. En weet ek by die vervaldatum op daardie yoghurt is, want ek het dit al gekyk. En die een weet ek, as net so 'n bietjie oor, en ek weet as my vrou daardie deksel gaan aflig, gaan sy nie baie beïndruk wees nie. Ek sê sommer vir haar, ons gaan daai net so weggooi. Nou wil sy kyk by die vervaldatum op die ander ene is, en ek weet ons, daardie dag is die vervaldatum. Maar weet jy wat, daardie yoghurt beteken, die vervaldatum beteken nie, dit is sleg nie. Beteken net, weet, ergens het hulle besluit, dis die dag, teen daardie dag,
moet dit nie meer in die winkel op die rak wees nie. Dis nog goeie yoghurt. Daar's nie 'n vervaldatum op wat jy kan doen vir die Here. Daar's nie 'n vervaldatum op die verskil wat jy kan maak in mense se lewens. Vergeet van die vervaldatum wat mense op jou geplaas het. Ignoreer dit en gaan leef voluit. Maak nie saak wat jou ouderdom is nie. Gaan wees daardie instrument in die hand van ons Here Jesus. En gaan doen wat hy wil hê jy moet doen. Jy is so welkom saam met my te bid. Hemelse Vader, ons vra vir harte wat U met 'n volkome oorgawe sal doen. Help ons Here om die berge wat U op ons pad geplaas het te gaan inneem. En ons weet is nie in ons eie krag vir die sukses lê nie, Here, maar is in U krag. En dankie dat ons tot alles in staat is deur Christus Jesus wat ons die krag gee. En ons bid dit in die naam van daardie pragtige Here Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy saam geluister het. Mag die Here vir jou 'n lieflike lewe gee tot met die laaste asemteug. Die Here seën vir jou ryklik. Onthou hierdie boodskappe is net vir 'n maand beskikbaar op Facebook. Daarna is jy welkom om dit te gaan kry op ons YouTube kanaal Hoop Nogtans. Ek hoor graag van jou. Dankie vir elke like, dankie vir elke share. Dit help om hierdie boodskap en die ander meer sigbaar te maak vir mense. God se seën rus op jou.